La Nina verswak baie stadig, maar ons kan steeds droër toestande in die volgende 2 tot 3 maande beleef. Oor die korttermyn van 9 tot 14 Januarie kan ons egter swaar reën en vloedtoestande in sekere areas ook sien. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se episode wat moontlik gemaak word deur Kom die Graanbemarking. Goeiedag. Ja, so in die begin van die nuwe jaar wil ek vir almal 'n baie geseënde en 'n voorspoedige 2026 toewens. Ons weet daar gaan maar baie uitdagings wees, maar ons gaan gesamentlik kyk hoe ons dit kan bestuur. En dis die enigste manier hoe mense sukses kan behaal. Om 'n bietjie te kyk na wat het gebeur hierdie laaste week of 2. Die laaste week van Desember of eintlik van 21 tot 27 Desember. Die reënval wat voorgekom het. Baie droë toestande oor die westelike dele van Namibië, groot dele van die Noord-Kaap, natuurlik die Wes-Kaap, groot dele van die Oos-Kaap, die bruin gedeeltes, en dan verder ooswaarts 'n baie kollerige effek. Plekke wat baie goed reën gehad het, en plekke wat omtrent niks reën gehad het. So 'n baie kol effek. Kyk ons na hierdie tyd wat voorlê. Lyk dit asof daar 'n baie sterk reënstelsel hier oor die noordoostelike gedeeltes van die land gaan inbeweeg, hier van 9 tot omtrent 14 Januarie. Rondom 9 Januarie is dit nog geleë oor Mosambiek. Ons kan die Persgedeelte sien, baie swaar neerslae. En dan van Saterdag 10 Januarie beweeg dit beweeg het weswaarts, baie swaar reën oor die noordoostelike dele van die land dan. Daar's ook 'n kans vir enkele buie hier oor Namibië en die sentrale dele van die land, maar behoort oor die algemeen lig te wees. Daar kan hier en daar dalk swaarder neerslae voorkom, maar baie swaar as ons na die noordoostelike dele kyk. Sondag 11 Januarie, dan is dit gekonsentreer oor die noordelike dele van Limpopo, groot dele van Mpumalanga, selfs die noordelike dele van KwaZulu-Natal, en baie swaar neerslae van meer as 200 mm kan oor hierdie tydperk voorkom. So daar selfs voorspellings dat plekke soos die Kruger Wildtuin en die noordelike dele van Limpopo nog baie swaarder reën kan kry. So hier kan 'n groot ramp voorkom as die hoeveelhede reën wat voorspel word wel gaan voorkom. So ek dink ons moet maar baie versigtig wees daarvoor. Kyk ons bietjie na maksimum temperature. En as ons hierdie is sommer 'n voorbeeld van Sondag 11 Januarie, kan ons sien dat die westelike dele van die land, suidelike dele van Namibië dan, groot dele van die Noord-Kaap, dele van die Wes-Kaap en die Oos-Kaap, die Pers is temperature bokant 40 grade kan voorkom. Die rooi gedeeltes bokant 34 grade. So bloedig warm toestande wat gaan voorkom. Teen Maandag 12 Januarie skuif hierdie baie warm toestande bietjie ooswaarts en kan ons sien dat veral die Oos-Kaap temperature tot hier by 45 grade oor die binneland van die Oos-Kaap kan voorkom. Maar ook oor die Noord-Kaap, suidelike dele van Botswana en dan ook natuurlik die suidelike dele van Namibië. So bloedige warm toestande. 'n Bietjie langer termyn, hierdie is die waarskynlikheid dat 'n La Nina kan voorkom, die blou, of kan voortduur, neutraal kan voorkom, die grys en El Niño rooi. En kan ons sien aan die linkerkant, dit is nog die gemiddeld of die voorspelling van November, Desember, Januarie, die NDJ, kan ons sien dat hoofsaaklik La Nina 80%, maar dat dit baie vinnig besig is om af te neem. So die La Nina is besig om te verswak, alhoewel daar so 'n bietjie afplatting was die afgelope tyd. En hiervan omtrent Februarie, Maart gaan die neutrale situasie die dominante situasie wees. Wat ons aan die regterkant moet kyk, die rooi waar die waarskynlikhede vir El Niño besig is om toe te neem. En hier teen Julie, Augustus, September, die regterkant,
is al amper 50% kans. Die ander kant van die munt, die kans dat daar 'n verdere La Nina gaan ontwikkel, is omtrent 0. Kyk ons na reënval. Hierdie is Januarie, Februarie en Maart en kan ons sien dat dit 'n baie gemengde sein is. Kolle, blou kolle, swaar reën, bo-gemiddeld, maar dan ook redelike groot gedeeltes oor Suidelike Afrika met geel en bruin wat ondergemiddeld is en dan ook dele wat grys is, so 50-50 kans. So dit gaan die tendens wees. Ons gaan kolle sien waar dit swaar reën, maar ons gaan groter of al groter wordende kolle kry waar dit minder gaan reën. Daar's wel 'n kans dat hier oor die Noord-Kaap, die blou gedeeltes, dalk 'n bietjie meer reën kan kry. Maar dit is baie, kom ons sê, sporadiese neerslae. Opsommend, baie swaar reën en vloedtoestande kan voorkom oor die noordelike en noordoostelike dele van die land vanaf 9 tot 14 Januarie met meer as een dag of meervoudige dae met baie swaar reën van meer as 80 mm en selfs meer per reëndag en dit kan vir 3, 4, 5 dae aanhou. Wes en suidwaarts baie warm en droog met maksimum temperature bokant 40 grade en hittegolftoestande oor dele van die Wes, Noord en Oos-Kaap, asook die suidelike dele van Namibië. Langer termyn, La Nina verswak baie stadig, maar steeds aanduidings van droër toestande in die volgende 2 tot 3 maande. Droër kolle gaan groter word, maar kolle met swaar reën is nog steeds moontlik. So dis wat ek te sê het en lekker boer en mooi loop. Baie dankie Johan, soos gewoonlik baie insiggewend gewees. Hierdie episode was moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Skakel gerus weer volgende week in wanneer ons vir julle die nuutste bring oor die weerstoestande in Suid-Afrika.